Goeiemôre almal, vandag is dit Vrydag die 5de Desember, die jaar 2025, is 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerwe. Vanoggend gaan ons so 'n bietjie gesels oor lofprysing aan God. Nou wie van julle het nie al net gevoel dat dit hier uit jou binneste wil skeer, soos wat jy vir die Here wil loof en prys. Jy is so opgewonde en jy weet net dat daar is net een. En sy naam is Jesus en jy wil hom net ere bring. Maar daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis sê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God in Gees en in waarheid moet aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Johannes 4 vers 23 en 24. Maar kom ons gaan kyk na so 'n paar ander verse ook. Eersteen hierso is Psalm 100 verse 1 tot 5, 'n oproep om God te prys, 'n psalm by die lofoffer. Juig voor die Here, o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat die Here God is, want hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed, sy goedertierendheid is tot in ewig en sy trou van geslag tot geslag. Halleluja, prys ons koning. Jesaja 25 verse 1 tot 5. Here, U is my God, U sal ek verhoog, U naam sal ek loof, want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou, want U het van 'n stad 'n hoop klippe gemaak, van 'n versterkte vesting 'n pynhoop, 'n paleis van vreemdes, dat dit geen stad meer is nie, vir ewig sal dit nie herbou word nie. Daarom sal 'n magtige volk U eer, die vesting van tirannieke nasies U vrees, want U was 'n vesting vir die arme, 'n vesting vir die behoeftige toe hy benoud was, 'n skuilplek teen die stortreën, 'n skaduwee teen die hitte, want die geblaas van die tiranne is soos 'n stortreën teen 'n muur. Soos hitte in 'n dor land, het U die rumoer van vreemdes gedemp, soos hitte deur die skaduwee van 'n wolk, die triomfsang van die tiranne moes verstom. Halleluja. Lukas 19 vers 35 tot 38. Toe bring hulle hom na Jesus toe en hulle lê die klere op die vul en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad. En toe hy naby die aftrand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het, terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En net ruk daarna het daai dieselfde mense hom gekruisig wat hom so pas ere toegesing het. Halleluja. Ons laaste gedeelte kom hier uit Openbaring 5, ons lees van verse 7 tot 14. En hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam wat kom, die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader,
Here, soms wil ons net in lofprysing losbreek en ere bring aan U om te sê, ek wil die Here loof, ek wil die Here prys. Ek wil sy aangesig soek altyd deur. Ek wil in sy teenwoordigheid inbeweeg en ek wil voel en ervaar hoe die Here nou met my is en my aanraak en my lewe verander. Here, want wie is daar soos U op hierdie aarde? Daar is niemand nie. Al gaan ons tot in die hoogste hemel en al gaan ons tot onder in die diepste see. Ons kan niemand vind soos ons God nie. Daar waar ons was, daar waar U ons uitgehaal het en ons op die rots Jesus kom plant het, Here, niemand kon ons verander het, net soos U dit gedoen het nie. Here, daarom wil ons vanoggend net kom en sê, loof die Here, onse God, want hy is groot en wie kan met hom vergelyk word? Halleluja, amen en amen.